ons bring vandag ons harte na U toe, Here. Party van ons harte is al moeg gesukkel. Party harte is al baie seer gemaak in die lewe. So seer gemaak dat hulle begin hard word het. Partye harte probeer maar net oorleef. Te bang om betrokke te raak, te bang om weer seer te kry. Dankie dat U nie wegstap van seer en gebroke mense en harte nie. Dankie dat Jesus gekom het om juis die wonde te genees en juis gekom het vir die wat siek is. Juis gekom het om harte nuut te maak. Here, ons gaan vandag die borsharnas van geregtigheid aantrek oor ons stikkende lewens. Beskerm ons harte teen bitterheid, teen vrees, teen moedeloosheid en teen die leuns van die vyand. Praat met ons deur die woord, Here, en laat ons 'n stuk daarvan verstaan, hoekom U vir ons die borsharnas gee. Leer ons om weer lief te hê in Jesus se naam. Amen. Ek het vandag besluit om vir julle die 33 vertaling gedeelte, en dit is nou ongelukkig op my foon, vir julle van dieselfde stukkie te lees wat ek gister gelees het, en dan lees ek mos nou net daai stukkie aan wat ek vandag doen, want ek het eintlik uit die 33ste vertaling gewerk, want die woorde, hier praat hulle van die vryspraak deur God as die borsharnas, en ons praat van geregtigheid, nee. Uiteindelik, my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons wortelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen magte, teen wêreldheersers van die duister en van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly, staan dan vas. Julle lende met die waarheid, omgord en met die borswapen van die geregtigheid aan. So ek wil vandag by die borswapen, noem hy dit hier in hierdie vertaling van geregtigheid staan. Ons leef in 'n wêreld waar daar al soveel in die medisyne gedoen kan word. Mense kan leef sonder galblaaste, niere, sonder gedeeltes van hulle ingewandes. Dis al verstommend wat mense kan doen, maar hulle kan nie maklik leef sonder 'n hart nie. Ons het so 'n paar jaar terug saam met Anita van der Merwe en Piet afwagtend gewag vir 'n hartoortplanting wat hy toe nie betyds kon kry nie. En ons weet die impak van 'n hart wat nie funksioneer nie, of nie meer reg funksioneer. En Paulus het geweet, en God het geweet, hoe belangrik die hart is, want nie net vir die fisiese liggaam nie, maar ook vir die geestelike liggaam, is as die hart nie reg funksioneer nie, funksioneer die geestelike liggaam of die fisiese liggaam nie meer nie. Jy kan maar aangaan met jou lewe, maar jy het net nie genoeg woema nie. Jy kom kerk toe, jy lees Bybel, jy lyk vir ander dalk sterk genoeg vir die lewe. Maar as jou hart nie beskerm is nie, gaan jou geestelike lewe siek begin word. Ek dink ons almal het al beleef wanneer iemand jou seer gemaak het, iemand jou te nagekom het, of iemand verneinig was, of iets, hoe seer dit was, alles het jou eggenote, of jou kinders, hoe swaar jou hart is, hoe dit jou byna lam lê, dat jy nie vandag energie het om op te staan nie, want hierdie druk swaar op jou hart.
En daarom sê Paulus vir ons, trek die borsharnas van geregtigheid aan. Want die vyand, hy mik net vir een ding, jou hart. Maar jy weet, dit gaan 'n doodskoot wees. As jou hart gebreek is, lê jy lang. Gedaan. Want dis die sentrum van die lewe. Ek onthou toe ek 'n kind was en hulle die eerste hartoortplanting gedoen het, was daar 'n vreeslike reperkusies oor, het hulle nou die ou nou sy geloof verloor. Wat gebeur nou, want Jesus bly in ons harte, want ons word groot met dit is die sentrum. En ons almal weet dat in die Bybel die woord hart vir baie meer gebruik word as net 'n pomp wat die bloed pomp. Dis baie meer. Die hart word verwys in die Bybel na jou emosies, na jou gedagtes, na jou wil, jou karakter en jou verhouding met God. Word verwys die Here woon in jou hart. Al hierdie funksies wat ons sien die Bybel gebruik vir die sentrum hart. En dis hoekom ons vandag nog vir mekaar sal hoor sê, sy het 'n sagte hart. Of hy het 'n ongenadiglike harde hart. En jy hoor mense wat sê, wat hier gebeur, het my hart gebreek. Het julle dit al gehoor? Mense wat sê, my hart is nou in stukke. Ek gaan nie net oornag herstel nie. En dan hoor jy mense wat sê, ag man, volg jou hart. En dan hoor ek dat die Here vir my in die woord van God sê, wat in jou hart gebeur, beïnvloed jou hele lewe. Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Want ons weet, bedink jy bose dinge in jou hart? Jy hoor hoe sê ek, hoe bedink jy dit in jou hart? Want dit is hoe ons praat van 'n hart. Alles gebeur hier. Is jou hart bitter? Alles is hierso. Die vyand weet dit ook. Daarom val Satan en die vyand nie eers jou geld aan nie. Ook nie jou motor nie. As jou motor breek, is dit ook nou maar nie so erg nie. Nie jou status nie. Maar hy mik altyd vir die hart. Hy maak jou eers seer. Want as hy jou hart beskadig het, dan beïnvloed hy jou hele lewe. Want as jy so seer gekry het, dan is jy onmiddellik kwaad, jy is woedend, jy wil terugkry, jou hart verbitter. Hoor julle? Hoe verander jou hele hart en niks het eintlik nog gebeur nie. Want die sentrum het seer gekry. Hy wag net. Die Satan sit en wag dat iemand jou seermaak. Dan weet hy, is jy op jou beste. Selfs as iemand jou teleurstel, of wanneer mense jou vertroue verbreek. Ken julle dit? Mense sê dinge wat sny, wat jou hart opsny in stukkies. En stadig word daai stukkies hart verbitterd. Hart. En wat gebeur die volgende? Jy bou mure om jou. En dan sê jy die wrede dinge. Gaan nooit weer kerk toe nie. Die mense van die kerk. Ek vertrou niemand nie. Ek vertrou niemand meer nie. Ek het dit, dis woorde wat ek nou al verkeer in my lewe gesê het. En ek kry skaam om dit voor julle te sê. Partykeer hoor mense woorde soos ek sal nooit weer lief hê nie.
want ek het my blootgestel, ek het my hart uitgevat na buite toe, en wat het hulle gedoen? Jy hoor mense sê, ek het my les geleer, ek raak nie meer betrokke by die kerk nie. Nee. As jy nou wil seer kry, doen dit. Maar dis presies wat die vyand wil hê. Ons speel binne in sy speelveld. Want 'n hart wat ophou lief hê, begin geestelik sterf. Ek kan julle 'n brief daarvoor gee. Jy kan nie sonder liefde leef nie. Hoe herstel jy? Hoe herstel jy? Hebreërs waarsku jou. Hy sê, pas op, dat daar nie 'n wortel van bitterheid opskiet nie. Oppas vir bitterheid. Ek raak skoon benoud, want dit is net so dan ons bitter. Hoe trek ons vinnig genoeg die wortels uit? Hy waarsku ons, oppas vir bitterheid, want jou hart sal doodgaan. Kan jy dit bekostig? Weet julle wat gebeur? Die ding waarvoor ek amper die heel bangste is, en ek sien dit die meeste onder mense, onder al die mense in die land, is vrees. Vrees vir hierdie hele wêreld, hierdie hele situasie waarin ons tans bevind. Hoekom is vrees so gevaarlik? Hoekom? Want vrees steel jou vrede. Hy steel jou vrede en jou hoop. Jy het nie meer hoop nie. En as jy nie meer hoop het nie, het jy nie meer liefde nie, het jy niks meer nie. As jy vrees, is dit. En ons lewe in 'n wêreld wat mense angsaanvalle kry, wat oorweldig word van vrees. Wat vrees amper die orde van die dag is. Ek dink aan Marika, hulle is verlede week, helder oordag, 1:00 die middag, het hulle met 'n kroonbaar begin inbreek by hulle, terwyl hulle in die huis is. Dat hulle gelukkig nie vandag sit met vreeslike vrees nie, is net God se wonder. Maar vrees kom in ons lewe in binne 'n oogknip. Want daai vrees steel ons vrede. Nou moet al die deure permanent 24 uur seker gemaak word, dis gesluit, alles. Wat so hoop het jy nou nog? Waarheen gaan die wêreld? Want al hierdie slegte nuus wat ek ook nou sommer vir julle deel, dit help nou veel, nê? Steel ons vrede, ons vreugde. En dan in 2 Timoteus 1:7 is dit 'n stuk teks wat ek baie graag jare terug onder my skoene altyd geskryf het. Want ek wou daarop loop, ek wou daarop leef, want ek het gesukkel met vrees. En daar staan, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. En elke keer as daai vrees inkom, dan sê daai borsharnas eintlik vir my, hierdie is nie van die Here nie, want die Here gee 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Kry jouself onder beheer. Daarom gee God die borsharnas. Beskerm jou hart. Die Romeinse soldaat se borsharnas het sy belangrikste orgaan beskerm. Paulus sê, as jy 'n kind van God het jy daai beskerming nodig. Jy moet nie dink jy sterker as almal nie. Selfs kind van God, jy het my beskerming nodig. Die borsharnas van geregtigheid. Wat beteken dit? Om met geregtigheid voor God te leef,
beteken dan nou nie eintlik om perfek te wees nie, beteken dit? Dit beteken om doelbewus elke dag te kies om eintlik reg te leef teenoor God en teenoor ander mense. Goed, dis 'n baie groot uitdaging. Dit is 'n lewe waar jy jou hart, jou woorde, jou dade, alles voor God plaas en vir hom vra om so te lewe dat jy meer soos hy begin lyk. Prakties beteken dit onder andere om eerlik te wees. Selfs wanneer niemand kyk nie. Dis 'n groot uitdaging. Om mense regverdig en met respek te behandel, al stem jy nie saam met hulle nie. Om vinnig vergifnis te vra wanneer jy verkeerd gedoen het. Om ander te vergewe. Dis moeilik. Want ek het al soveel keer geleer, jy loop nie in daai ou se skoene nie. Jy verstaan nie hoekom het hy dit dalk nou gesê of gedoen nie. Vergewe hom. Hy sien dit dalk van 'n ander kant af. En om God dan nie net met jou mond te dien nie, maar ook dan met jou optrede. Om tyd met God deur te bring, sodat hy jou hart verander. Partykeer vra dit vir ons, dat ons onsself moet onttrek. Net so 'n bietjie terug te trek. Ek het nou gehoor van dames wat verlede week by die see vakansie gaan hou het en wat mense wat in die wildtuin was, wat daai kans het om jouself eintlik op 'n plek te kry van stilte, waar jy kan toelaat dat God met jou hart kan werk. Ons hardloop almal so. Ons gun dit nie aan onsself nie. Dis amper 'n luksheid vandag, nie? Om jouself te onttrek, as jy dit net eenmaal 'n dag kan doen vir 'n uur. Daar's baie kere dat ek vir myself sê, wat moet ek doen? Moet ek doen wat reg is of moet ek doen wat ek dink reg is of moet ek doen wat God sê ek moet doen? Want baie keer dit wat ek dink wat reg is so teenstrydig oor wat God sê ek moet doen. Want baie keer dit wat God sê ons moet doen is nie baie populêr nie. Om liefdevol te leef. Want geregtigheid sonder liefde is hard en haat amper. Micha sê dit baie mooi in Micha 6 vers 8. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou as net om reg te doen, liefde en trou te bewys en nederig die pad saam met jou God te loop. Dis wat Micha sê. O mens, wat goed is, en wat vra die Here van jou as net om reg te doen, liefde en trou te bewys en nederig op die pad saam met God te loop. Niemand van ons is al by daai punt van dat ons alles het op hierdie aarde nie. Ons almal is so nederig afhanklik van God, dag vir dag, van 'n wapenrusting wat ons moet staande hou, van 'n gordel en van 'n borsharnas. En wanneer ons dan nou struikel, wat almal van ons doen, hardloop ons dan nie weg van God af nie.
Dis juis dan wanneer ons na hom toe moet draai en na hom toe gaan, want hy verstaan. Want geregtigheid en vryspraak, wat hy hier noem vryspraak, kom nie uit onsself uit nie, kan ons nie uit ons eie krag uit doen nie. Dit kom net van God. En dit maak ons hart bereid om deur God gelei te word. Liefde beskerm jou hart. Het jy dit geweet? Liefde is die grootste wapen teen Satan, want Satan verstaan nie die liefde nie. Want liefde is selfopofferend. Want jy moet sterf van jouself om lief te hê. Want jy moet alles gee. Om vir God lief te hê, moet jy jouself gee. Om vir die mense in jou huis lief te hê, moet jy jouself gee. Jy moet daar wees. Satan verstaan dit nie. Liefde is seker die grootste klap in Satan se gesig. Want die Bybel sê, God is liefde. En wanneer jy kies om lief te hê, beskerm jy jou hart teen haat, bitterheid en teen die hardheid. Want liefde maak jou hart sag. Onthou wanneer jy iemand vergewe of vergifnis toepas, beteken dit nie dat jy sê, dit wat nou hier gebeur het, was reg nie. Dit beteken net dat jy hierdie pyn wat nou gebeur het, vir God gee. Sê God, ek kan nie hierdie goed hanteer nie. Hierdie is net te seer. Hierdie in my menswees kan ek nie verstaan, is te veel vir my. Daarom beskerm integriteit jou hart. As jy kan sê, ek kan dit nie hanteer nie. Ek gee dit vir God. Hierdie breek my. Hierdie breek my hart in stukke. Tel ek op. Het jy al agtergekom wat gebeur as jy 'n dubbele lewe probeer lei? Vir hierdie mense is jy so, vir daai mense is jy so, vir hierdie een is jy net happy. Jy lei 'n dubbele lewe, want weet jy wat gebeur dan? Jou hart raak verdeeld. Wat sê God? Jy kan nie God en Mammon dien nie. Dis amper maar dieselfde. Jy kan net die waarheid leef. Jesus self lees ons eintlik, of God self het die borsharnas gedra in Jesaja 59, sê hy het geregtigheid aangetrek, soos 'n borsharnas. Jesus het op aarde toe gekom met 'n hart vol liefde. Niks anders nie. Liefde. Hy het vir ons liefde kom leef. En daar dink ou Satan, hy wen toe by die kruis. Hy het oorwinning. En toe moes hy ontdek hy het verloor. Want Jesus het gesterf vir die liefde van ons. Vir ons. Want daar dra Jesus alles aan die kruis. Ek weet nie hoe lyk jou hart vandag hier nie. Dis dalk ou hart, ek sien dis 'n jong hart vandag hier so by ons. Welkom, John. Jy is sommer 'n jong hart. Maar miskien het ons harte almal al iewers baie seer gekry. En dan kan ek jou vra, hoe lyk jou hart? Het mense jou al teleurgestel? Het jy ook al lank al gesê, ek vertrou niemand meer nie? Nee.
Het jy ook al begin koud raak en sê, ek hou my afstand, die veiligste plek? Of het jy ook al om jou hart baie hoë mure gebou? Mense sien jou net en dan gaan jy en daar is jy. Jy funksioneer, jy glimlag, jy leef, haal asem en doen alles wat nodig is. Maar binne in jou is jou hart dalk al moeg. Die Here sê vandag trek aan die borsharnas van geregtigheid. Moenie jou hart so oop los vir die vyand nie, want hy sal jou hart verskeur en vernietig. Ek gee vir jou 'n wapenrusting. Want ek kan imagine. Verbeel jou as jy hierdie borsharnas aantrek, kry daai hart mos nou kans om gesond te word. Want God beskerm jou self. Is dit nie? Is dit nie fantasties nie? Want hy gee vir jou dit. En daarom hou ek van dan die vryspraak deur God as die borsharnas, die vertaling van hierdie 83 vertaling, waar hy sê die geregtigheid, maar dan hier die vryspraak, dan raak dit vir my al prakties by hierdie. En die heel nuutste vertaling het 'n ander, ek sal môre die heel nuutste vertaling lees. Dan hoor jy hoe ons dit nou al sien. Maar terwyl jy dit aantrek, kan jy gesond word. Want die liefde omvou jou. Die liefde gaan in waar niks kan ingaan. Net God. Dalk sê jy vanoggend vir die Here, Here, my hart is moeg. Here, my hart het hard geword. Genees my, Here. Gee vir my 'n geestelike hartoorplanting vandag. Leer my weer lief hê met hierdie stukkende hart. Help my om werklik die borsharnas van geregtigheid daagliks aan te trek. En dan die wonderlike wete dat God genees stikkende harte. Amen.